Dr. Monty Elof is 'n heeltydse evangelis en is beskikbaar vir spesiale dienste in gemeentes, sowel as manne- en vrouekampe. Hy bedien onder andere oor die eindtye met boodskappe soos die nuwe wêreldorde, 666 merk van die dier, die ondergang van Amerika, die slag van Armageddon, die wegraping en vele meer. Hy het ook 'n spesiale bediening vir die doping met die Heilige Gees en is beskikbaar vir seminare oor gebed. Skakel hom gerus by 082 447 5656 vir besprekings. Lewende Waters bied vir u 'n reeks aan oor die Heilige Gees. En in hierdie reeks leer ek jou stap vir stap om die doping met die Heilige Gees as 'n gawe in jou lewe te ontvang. Nommer 1 is die doping met die Heilige Gees belangrik. Nommer 2, hoe om die doping met die Heilige Gees te ontvang. Nommer 3, waarom bid ons in tale? En dan die 4de een is my getuienis en ook hoe die Here my gedoop het met die Heilige Gees. Jy kan hierdie stel kry vir R140 plus R12 posgeld, en as jy dit nou bestel, dan gaan ek ook vir die vanaand se boodskap insluit, die Heilige Gees as gawe, as hy noodsaaklik. Jy kan dit alles skryf vir R140 plus R12 posgeld. Baie dankie. Baie welkom by hierdie aanbieding van Lewende Waters bediening en Patmos bedieninge. Ek is Monty Elof. Nou, ons is die afgelope paar weke besig om 'n reeks te doen oor vrae en antwoorde oor die Heilige Gees. En ons behandel elke week 1 of 2 van hierdie vrae. En as jy enige vrae het oor die Heilige Gees of die doping met die Heilige Gees, is jy baie welkom om vir my 'n SMS of 'n e-pos te stuur. Die inligting verskyn op die skerm. Nou, ons gaan vanaand klaar maak met vraag nommer 9. Ons is nou al reeds 2 weke daarmee besig gewees, dis die 3de week. Maar dis 'n baie belangrike vraag, naamlik, wat wil die doping met die Heilige Gees in ons lewens bewerkstellig? Met ander woorde, waarom vul die Here ons met die Heilige Gees? Nou, by wyse van opsomming gaan ek net vinnig herhaal dit wat ons reeds behandel het. Ek kan nie op dit ingaan nie, ek gaan dit maar net noem. Jy moet maar die DVD's bestel of gerus my boekie kry, 43 vrae en antwoorde oor die Heilige Gees, en hierin sal u al daardie antwoorde dan kry op u vrae. Nou, eerstens, die doping met die Heilige Gees bring dikwels die versekering van wedergeboorte en saligheid. Tweedens, die doop met die Heilige Gees bring 'n verdere kruisiging van die ou mens. Derdens, die doping met die Heilige Gees laat die skrif of die woord vir ons lewendig word. Vierdens, die doping met die Heilige Gees maak die leiding van God vir jou oop op 'n besondere manier. Ander woorde, jy verstaan beter. Vyfdens, die doping met die Heilige Gees maak ons gebed kragtiger. Ek kan baie beter bid, want die Heilige Gees help my om beter te bid. Nou, hierdie vrae en antwoorde is beskikbaar in die boekie wat ek vir u gewys het, as ook DVD's, 43 vrae en antwoorde oor die Heilige Gees. Skakel my gerus by die nommer wat op die skerm verskyn, of u kan dit ook kry by Koemboeke. Nou goed, ons gaan aan met die vraag vanaand, wat wil die doping met die Heilige Gees eintlik in ons lewe bewerkstellig? Goed, punt nommer 6. Die doping met die Heilige Gees open ons oë vir die werklikheid van Satan en sy magte. Nou, jy moet verstaan, wanneer die Heilige Gees 'n mens vul met sy heerlikheid, ons noem dit die doping met die Heilige Gees, open dit jou geestelike oë, nie net vir die bonatuurlike realiteite van God nie, maar ook vir die bestaan van die bose magte. Ons besef al meer dat ons in 'n oorlog gewikkel is. Jy weet, daar's baie mense wat sê, o nee, ons is nie in 'n oorlog nie, en die duiwel is verslaan, en so, en ja, dit is so, en hy moet onder ons voete wees, maar hy is nog al die tyd daar, en ek het nie tyd om daarop in te gaan nie. Hy is nog altyd daar, besig om jou en my lastig te val en te pla. Satan is nie net 'n idee, soos die Engelse sê, a figment of the imagination nie, wat wegredeneer kan word met so 'n bietjie godsdienstige woorde of gebare nie. Hy is soos Jesus hom ook geken het, 'n
persoonlike teestander en 'n sluwe vyand. Jy weet, baie mense dink, as hulle die Bybel gryp, die duiwel is bang vir die Bybel, of hulle gryp 'n kruis, jy weet nie, die duiwel is bang vir 'n kruis, of hulle gebruik salfolie en hulle salf alles, die duiwel is nie bang vir een van hierdie goed nie, maar hy's bang vir 'n geesvervulde kind van die Here. So jy kan nie weghou met al hierdie ander goed nie. Weet jy, die vorige paus, Johannes Paulus, hy het ons gesê, die duiwel is 'n bangmaak storie. En die hemel en hel is nie werklike plekke nie. Hy sê, jy het jou hemel en jou hel hier op aarde. Nou, dis wat die paus gesê het, en miskien het hy by nou al uitgevind, dat dit 'n werklikheid is. Ek wil vir u sê, die duiwel is 'n werklikheid. Nou, dit laat my dink aan die bokser, wat in 'n groot geveg betrokke was, en sy opponent het hom geweldig karneval. En so aan die einde van 6 rondes, toe's albei sy oë feitelik toegeswel. En toe hy in sy hoek ingestrompel kom en neerslaan op die stoeltjie, toe sê hy vir sy afrigter, hy sê, asseblief, gooi in die handdoek, ek kan nie meer nie. En die afrigter natuurlik is nou baie opgewonde, hy sê, nee man, nee, jy kan dit nie nou doen nie, jy is die enigste fighter in die kruit. En die bokser kyk om deur sy toegeswelde oë, wat hy amper nie meer kan sien nie, hy sê, as ek dan die enigste fighter in die kruit is, wie slaan my oë so toe? So, vriende, Satan is 'n werklikheid. En ek wil vir jou vanaand sê, dat hy 'n paar van ons ouens se oë al goed toegeslaan. Jy gee nie net houe uit nie, jy kry ook houe. En u kan gerus my boekie bestel, Satanisme is 'n werklikheid. En help jouself en jou kind, of kinders, om uit die kloue van Satan en sy magte te bly. Hy is hier, hy is die verwoester, en hy is op jou spoor. En ons vind in Matteus 4 vers 1 tot 11, die verslag van Jesus se versoeking, waar die duiwel hom 3 maal kom versoek het, reg aan die begin van sy bediening, nadat hy gedoop is met die Heilige Gees in die Jordaan, en hy vir 40 dae gevas het in die woestyn, probeer die vyand om hom te mislei. Nou wat het Jesus gedoen? Jesus het sy versoekings 1 vir 1 afgeslaan met die woord van God. Hy het gesê, daar staan geskrywe. Satan, daar staan geskrywe. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy die woord sal ken, dat ons die woord sal bestudeer, die woord sal inneem, die woord sal assimileer, sodat ons, wanneer die vyand ons aanval, ons ook kan sê, daar staan geskrywe. Die woord verklaar baie duidelik vir ons dat alle sonde en siekte, armoede, vrees, resultate is van Satan se ondermyning in ons lewe. Jesus het Satan se aanslag afgeslaan met die woord, en met sy kruisiging het hy hom vernietig en uitgewerp deur die krag van die Heilige Gees, en daardie selfde Heilige Gees is vanaand tot jou en my beskikking. Ons kan die krag van die Heilige Gees in ons lewe gebruik en toelaat om elke aanslag van die vyand te oorwin. Jesus sê vir ons baie duidelik in Johannes 10 vers 10, hy sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê, prys die Here. Wie kom om te steel? Wie kom om te slag? Wie kom om te verwoes? Die dief, die vyand. Dan in Handelinge 10:38 lees ons, hy sê, en God het vir Jesus van Nasaret gesalf met die Heilige Gees en met krag, en hy het rondgegaan, goed gedoen en genees. Jesus het beweeg, en hy het ook nie eens sy bediening begin, voordat hy nie gedoop was met die Heilige Gees nie. Nou skryf Johannes vir ons in 1 Johannes 3 vers 8, hy sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. En dit is so, die werke van Satan is verbreek. Hy het nie meer die krag wat hy gehad het nie, hy het dunamis gehad, en nou het hy nie meer daardie dunamis nie. Al wat hy nou het is exousia krag. Dit is toegelate krag. As jy hom toelaat om vir jou leuns te vertel, as jy hom toelaat om jou te bedrieg en te mislei, is al mag wat hy oor jou het. En Paulus skryf vir ons baie duidelik in Efesiërs 6 vers 12, hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom moet ons vanaand verstaan, dat
Satan loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy is nie 'n brullende leeu nie. Hy loop rond soos ene en hy soek wie hy kan verslind. En as jy toelaat, gaan hy jou verslind. Ons volgende punt nommer 7. Die doping met die Heilige Gees bring 'n nuwe begeerte vir die redding van siele. Met ander woorde, as jy tot bekering gekom het en jy word nou gevul met die Heilige Gees, is daar 'n begeerte en 'n verlange in jou hart dat siele tot inkeer moet kom. En dit is 'n basiese motivering vir evangelisasie. Elke wedergebore Heilige Gees gedoopte kind van God moet eintlik in die kleine 'n evangelis wees en moet ons vertel wat die Here vir ons gedoen het en moet ons getuig wat die Here vir ons gedoen het. Ons is nie geheime agente nie. Ons is eintlik lighuise vir die wêreld daar buite. God sien die mensdom as verlore kinders, totdat hulle deur die genade van Christus gered word. Verlore beteken eintlik om geskei te wees van God. En om verlore te wees beteken dat jy eenmaal aan iemand behoort het, maar nou weggeraak het. So, die wêreld daar buite is verlore. Weg van God af, weg van sy gebod af. En dit is jou en my taak, deur die salwing van die Heilige Gees, om weer die verlore wêreld terug te bring na Jesus toe. Daar is 'n verlange in God se hart, 'n begeerte dat sy eie moet terugkom. En wanneer ons gevul word met die Heilige Gees, dan bring die Heilige Gees deel van hierdie verlange in ons binneste, sodat ons ook begeer om siele te wen vir die Here. En daarom sal jy vind dat mense wat tot bekering gekom het en wat gedoop word met die Heilige Gees, het 'n drang in hulle binneste, 'n ywer wat hulle dryf om vir die Here te werk. Hulle deel met familie, hulle deel met vriende, hulle deel met mense by die werk. Daar's party wat sommer met mense op die straat begin deel en praat. Niks meer verkeerd nie. As jy so ywer het vir God, 'n drang het, dat die Heilige Gees dit nog meer word om siele te wen vir die Here. Ons antwoord vanaand die vraag oor wat wil die doping met die Heilige Gees eintlik in ons lewe bewerkstellig. Dan kyk ons na ons volgende punt 8. Die doping met die Heilige Gees verheerlik Jesus Christus. Vir baie kerklidmate skep die persoon van die Heilige Gees eintlik 'n probleem. En hulle weet nie presies waar en hoe hy sy plek in hulle godsdienst moet inneem nie. Want niemand het hulle nog werklik geleer nie. Ja, ons praat van die Vader, ons praat van die Seun, ons praat van die Heilige Gees. As ons praat van God die Vader, weet meeste mense van wie ons praat. En as ons praat van Jesus Christus, dan weet hulle, dis die Seun van God, en hulle weet, deur sy bloed is ons gereinig van ons sonde, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, en ons weet, hy is besig om in te tree voor die Vader vir ons in hierdie stadium, hy is ons advokaat, maar wanneer dit kom by die Heilige Gees, verstaan almal nie die werking van die Heilige Gees nie, weet hulle nie presies waaroor gaan die Heilige Gees nie. In werklikheid is dit die Heilige Gees wat die volle glorie van Jesus se heerlikheid aan ons openbaar. Want daar is nie 'n manier om dit te beskryf nie. En wanneer die Heilige Gees dan kom en Jesus se heerlikheid aan ons openbaar, dan ondervind ons 'n getuienis wat kom deur die doping van die Heilige Gees. En dan sien ons Jesus in 'n ander lig, as die leraar, as die vriend en leidsman. Maar onthou nou, hy sê ek gaan na die Vader en ek sal julle 'n ander trooster stuur. En hy sal julle leer en hy sal julle lei in die volle waarheid. So met ander woorde, die Heilige Gees kom en hy leer en lei ons om die voorbeeld van Jesus na te volg. En onder die leiding van die Heilige Gees word geesvervulde Christene ingetrek in hierdie heerlike openbaring van sy heerskappy. Want onthou nou, in Jesus is ons meer as oorwinnaars. In Jesus het ons gesag oor die mag van die vyand. In Jesus se naam kan ons duiwels uitdrywe. In Jesus se naam kan ons die hande op siekes lê en hulle kan gesond word. So die Heilige Gees
openbaar dit aan ons. En Jesus self verklaar in Johannes 16 vers 13 tot 14, hy sê, maar wanneer hy gekom met die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die Heilige Gees sal dit wat aan Jesus behoort aan ons verkondig, sodat ons ook sal staan in die naam van die Here. Nou punt nommer 9, en ons begin nou klaarmaak. Die doping met die Heilige Gees openbaar die werklike diepte van God se liefde vir ons. Daar is nie 'n manier wat 'n mens God se liefde kan beskryf nie. Tong van die mens is te kort. En dan kom die Heilige Gees, en wanneer die Heilige Gees ons vul, dan begin hierdie heerlike liefde van God, ons hemelse Vader, deurskemer. En ons begin besef, en ons begin ervaar, dat hy elkeen van ons lief het, met 'n liefde wat ons nie kan verklaar nie. As dit nie vir God se liefde was nie, was ek en jy vanaand nie hier nie. As dit nie vir God se liefde was, sou ek nooit vir bykans 47 jaar die Here kon dien, soos wat ek hom gedien het nie. Maar omdat hy my eerste lief gehad het, en wat my so wonderlik is hy het my nie lief vandat ek hom aangeneem het nie. Hy het my lief gehad, terwyl ek nog 'n sondaar was. Hy het my lief gehad, terwyl ek hom nie regtig gesoek het nie. En somtyds voel ons onwaardig, maar hy het ons nog lief met daardie selfde liefde wat hy uitgegiet oor sy seun Jesus Christus. Sy liefde was so groot, dat Jesus in sy hoë priesterlike gebed hierdie woorde gebid het. Kom ons luister daarna. Johannes 17 vers 20 tot 23. Hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Net soos wat God Jesus lief gehad het, net so lief het God vir jou en my. En dan sê hy, ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Met ander woorde, ek en jy is ligdraers. Ons dra die getuienis van God se liefde en God se genade wat hy aan ons betoon het, terwyl ons sondaars was, en baie van ons groot sondaars. Nou wanneer ons die doping met die Heilige Gees ontvang, word daar die liefde van God so groot, dat het ons hele lewensloop behoort te verander. Weet jy, ek dien die Here nie omdat daar 'n wet is of ek geforseer word nie. Ek dien die Here om te kom liefhet. Ek wil die sonde nie doen, nie omdat daar 'n wet is wat my keer, of omdat daar iemand is wat na my omsien nie. Ek wil God lief hê met my hele hart, siel en wese, en daarom wil ek nie sonde doen nie. Omdat ek hom lief het, want hy het my eerste lief gehad. Nou hierdie liefde van God is nie net vir 'n paar uitverkore mense nie. Dis vir elkeen van sy dierbare kinders. Woorde skiet heeltemal te kort om hierdie liefde te beskryf. En hulle wat daardie werklike liefde ondervind het, weet alleen wat dit vir hulle beteken. En ons is kinders van God en het ons almal lief. Ek het eenmaal vir 'n man gevra wat 7 kinders het. Toe sê ek vir hom, watter een van hierdie kinders het jy nou die liefste? Watter een is nou jou blue eye? Toe sê hy vir my, ek kan nie kies nie. Ek is lief vir al my kinders. Toe sê hy, ja, maar dan moet tog seker 1 of 2 van hulle wees wat nou uitstyg. Toe sê hy, wel, dit is so dat daar 1 of 2 van hulle meer gehoorsaam is en so aan. Hy sê, maar ek kan nie een kies bo die ander nie. Ek het my kinders almal ewe lief, en net so het God jou ook. Hy het jou lief met 'n ewige liefde. Goed, kom ons vat nou vinnig saam. Die vraag was, wat wil die doping met die Heilige Gees in ons lewe bewerkstellig? Eerstens, die doping met die Heilige Gees bring dikwels die versekering van wedergeboorte en saligheid. Tweedens, die doop met die Heilige Gees bring 'n verdere kruisiging van die ou mens. En derdens, die doping met die Heilige Gees laat die skrif, die woord vir ons weer lewendig word. Vierdens, die doping met die Heilige Gees maak die leiding van God vir jou oop op 'n besondere manier. Vyfdens, die doping met die Heilige Gees maak ons gebed kragtiger. 6, die doping met die Heilige Gees open ons oë vir die werklikheid van Satan en sy magte. 7, die doping met die Heilige Gees bring 'n nuwe begeerte vir die redding van siele. 8,
Die doping met die Heilige Gees verheerlik Jesus Christus. En laastens, die doping met die Heilige Gees openbaar die werklike diepte van God se liefde vir jou en vir my. Dit is wat die doping met die Heilige Gees in jou en my lewe wil bewerkstellig. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie vir die Heilige Gees, wat besig is om te werk in ons lewe. Baie dankie, Heilige Gees, dat U ons leer en ons lei. Dat U met ons is elke oomblik van die dag. Dat U die een is wat langs die geroepenes staan. Dat ons op U kan vertrou, enige tyd van die dag, 24 uur. Ons sê vir U baie, baie dankie. Ek bid seën elke kyker, en as daar mense is wat nog nie gevul is met die Heilige Gees, dat hulle sal honger en dors daarna met alles wat hulle binneste is, in Jesus naam. Amen. As U nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, skakel my gerus vir hulp, of bestel my boekie en DVD oor die Heilige Gees, hoe om die doping met die Heilige Gees te ontvang. Dis slegs R60 vir die boekie en die DVD, plus die posgeld. Die inligting is op die skerm beskikbaar. Ons dienstye op Kruiskyk is as volg: Dinsdae 1900, Woensdae 1600, Donderdae 10:30 en Vrydae 5:30 in die oggend, met ander woorde 05:30. Die Here seën U. Lewende Waters bied vir U 'n reeks aan oor die Heilige Gees, en in hierdie reeks leer ek jou stap vir stap om die doping met die Heilige Gees as 'n gawe in jou lewe te ontvang. Nommer 1 is die doping met die Heilige Gees belangrik. Nommer 2, hoe om die doping met die Heilige Gees te ontvang. Nommer 3, waarom bid ons in tale? En dan die 4de een is my getuienis en ook hoe die Here my gedoop het met die Heilige Gees. Jy kan hierdie stel kry vir R140 plus R12 posgeld, en as jy dit nou bestel, dan gaan ek ook vir die vanaand se boodskap insluit, die Heilige Gees as gawe, as hy noodsaaklik. Jy kan dit alles skryf vir R140 plus R12 posgeld. Baie dankie. Dr. Monty Elof is 'n heeltydse evangelis en is beskikbaar vir spesiale dienste in gemeentes, sowel as manne en vroue kampe. Hy bedien onder andere oor die eindtye met boodskappe soos die nuwe wêreldorde, 666 merk van die dier, die ondergang van Amerika, die slag van Armageddon, die wegraping en vele meer. Hy het ook 'n spesiale bediening vir die doping met die Heilige Gees en is beskikbaar vir seminare oor gebed. Skakel hom gerus by 082 447 5656 vir besprekings. Kom toer saam met Monty en Marie Elof na die Oberammergau Passiespele in Duitsland aan die einde van Mei 2010. Hier word die lewe en kruisiging van Jesus lewendig opgevoer in 'n 5 uur lange program wat net elke 10 jaar plaasvind. Ons bly in die Wittelsbach Hotel in die hartjie van die dorp, en daarna besoek ons die pragtige stad Wenen in Oostenryk, en ons reis deur die prentjiemooi Donau-vallei na Salzburg, die geboorteplek van Mozart. Daarna reis ons verder na Lucerne in Switserland met 'n bootvaart op die Lucerne-meer, en dan besoek ons Berg Pilatus met radtrein en kabelspoor vir 'n asemrowende uitsig op die landskap daaronder en op die hele Lucerne-meer natuurlik. Daarna reis ons na Zurich deur die betowerende natuurskoon wat net Switserland kan bied. Vir navrae vir hierdie toer skakel Monty by 082 447 5656. Daar's net 'n beperkte aantal plekke beskikbaar.